Manne, julle moet besef, ons is verkeerd geleer. Ek het ook maar gedink as ek bietjie verveeld is, dan gaan drink ek 'n doppietjie. So het ek nou maar my biertjie geleer ken, my brandewyn geleer ken, my whisky en al daai besigheid. Ek het maar gedink dis hoe die lewe werk. As jy 'n bietjie aftydjie het, 'n spaar geldjie, dan gaan jy kroeg toe. Jy gaan sit daar. Jy gaan mors jou tyd daar. Want dis mos hoe dit werk, dis mos hoe ons geleer is. Ons kyk ons se pa en ons se oupa so, hulle maak so, so ons maak so. Nou, toe ontdek ek 'n ding. Wat gaan jy maak as jou vrou gediagnoseer is met kanker? Gaan jy maar terug aan kroeg toe, soos ons pa en ons oupa's gemaak het? Jy sien daartoe 'n man in ons lewe ingekom, sy naam is Jesus. Ons het ons harte vir hom gegee. En julle kan vir hierdie pastoor vra. Ons het na hom toe gery. Ons het hande opgelê en gebid vir my vrou. Dit was die Saterdag. Die Woensdag toe doen sy haar test, toe sy skoon. Skoon, geen kanker, niks. Van stage 3 af waar die chemo nie meer gewerk het nie. Na skoon. Ek het nog nie dit gesien gebeur in 'n kroeg nie. Met 'n brandewyn in die hand nie. Manne, julle moet besef, ons is verkeerd geleer. Daar is 'n ware God in Jesus lewe. En hy wil met jou bemoeienis maak, hy wil met jou 'n pad stap, hy wil jou help. Jy moet hom net toelaat. Sit neer die brandewyn. Kom sê sorry vir al die foute wat jy gemaak het, jy weet wat jy doen. Jy weet waar jy misgetrap het. En hier is nie uittrap nie, hier is nou advice wat ek julle gee, genuine goeie advice. Vat dit van 'n ou af, ek het nie geweet wat om te doen nie. Wat maak jy? Ek is nie 'n dokter nie. En selfs die dokter het gesê, dinge lyk nou sleg. Tot die dokter se planne was klaar. Maar daar lewe my vrou. Ons het nog 'n kind ook by. Kan julle dit glo? 2019 is nou 2026. Die kind wil al begin terugpraat nou al. Daai kind sou nie eers daar gewees het nie. Maar nou hoor dat ek julle hierdie goeie advies gee. Gee Jesus 'n kans. Is die moeite werd. Daar kom trouble in ou se lewe, wat niks op hierdie aarde kan uitsort behalwe die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Drie enige God. Dis al hoe jy daai goed kan face. Dinge soos kanker, dinge soos drugs, dinge soos verslawing, daai violence by die huis. Jy gaan dit nie self uitsort nie. No ways. Maar nou hoor ek julle sê. Julle is die voorbeeld vir julle se kinders. Maak julle nou die choice om te change. En jy sal sien dat daar is 'n studie gedoen. Julle kan dit gaan Google. Die ouens wat gebly syp het, die ouens wat gebly van die pad af was, hulle kinders, se kleinkinders en so aan, het nader aan die tronke beland. Die ouens wat die keuse gemaak het om vir Jesus 'n kans te gee, om kerk toe te gaan, om reg te lewe, reg te maak met God, hulle se kinders het nader aan presidente geword. Wat wil jy hê vir jou bloedlyn hier onder toe? Wil jy nie die een wees wat die change maak nie? Wil jy nie die een wees wat hulle sê, daai man was braaf genoeg om te change. Kyk hoe lyk ons nou. Ons volg hulle se voetsteps. Nie ons eie nie. Nie meer die van die grandpa's wat gesit en syp het nie. Wat gesit en fight het in die kroeg nie. Nee. Daar's 'n beter way. Manne, hoor ek julle sê, daar's 'n beter way. Amen. Amen. Okay mense, een van my uitreikings saam met Roy Strauss het iemand vir my gevra, hoekom doen ons dit? Ek het daai tyd kon ek hom nie geantwoord het, want ek het nie die Here se gees in my gehad nie, nê. Maar daar het een geval gekom waar ek Here se gehad was en waar ek my hart bly het aan die Here heeltemal, en ek kan nou op hierdie plek vir jou sê hoekom ons hierdie doen. Want hy het ons 'n opdrag gegee. Hy het vir ons gesê ons moet uitgaan om siele te red. Nou meeste van julle sal vra, hoekom doen ons dit? Hoekom luister ons vir hom, vir Jesus Christus? Want hy het ons gered. Hy het gesterf vir ons
En hy het ons gered uit meeste van ons tye uit, wat ons depressie gehad het, waar ons was om sleg gevoel het, waar ons die laagste van die laagste was hy daarso om ons op te tel. En hy kan presies dieselfde doen vir al van julle. Die drugs wat jy mee sukkel, hy kan vir die krag gee om dit te los. Die drank wat jy sukkel mee, hy kan vir die krag gee om dit te los. Hy kan jou lewe 10 keer beter uitdraai as jy hom aanvaar met jou hele hart en met jou hele siel en jou sondes bely na hom toe. Dankie. Vanaand nooi ons julle uit by die AGS kerk. Om kom hoor, wat wil die Here doen in jou lewe? Hy wil 'n change maak in jou lewe. Maar as jy bly sit by dieselfde posisie, sal hy nie verby, hy sal nie naby jou kom nie, want jy bly sit in dieselfde posisie. Kom hoor vanaand, wat wil die Here vir jou doen? Maar jy bly sit by dieselfde plek, jy bly ontvang, jy sal nie ontvang as jy by dieselfde plek sit nie. Kom vanaand en kom sien wat wil die Here doen in jou lewe. Miskien wil hy jou huwelik herstel, miskien wil hy jou verlos van dit wat jou vashou. Drugs is nie die uitweg nie, drank is nie die uitweg nie. Jy kan nie by sonde, dan jy gaan vrede hê nie. Dat gee jy nie vrede nie. Dat maak net jou probleme al hoe groter. Kom hoor vanaand, wat wil die Here vir julle sê? By die AGS kerk, 7 uur. Vertel 'n bietjie, wie was jy? Ek is 'n Khoisan uit die Noord-Kaap uit. Ek het in die tuin gewerk. Ja. 'n Tuinman. Elke môre kom Sabie bestuur verby. Hy sê vir my, jy behoort nie hier in die tuin nie. Hy jare verby gegaan. Ek het nie geluister nie. My pa het nie geluister, my ma het nie geluister nie. Weer, 'n tweede jaar. Jy behoort nie aan die tuin nie. Weer nie geluister nie. Hoe lang wil 'n mens nie luister nie? Hoe lang as die stem sê, kom gee jou hart vir my. Jy wil nie luister nie. Jy wil nie na die stem luister nie. Begin reg gehoorsaam aan die stem van die Here. Van as jy nie gehoorsaam geraak met die stem van die Here nie, as jy nie gehoorsaam geraak van die gees van die Here nie, van die gees van die Here, as met elkeen van ons. Britsie pastor, Britsie. Kom, luister na die gees van die Here. Jy's bang, jou vriende gaan sê, nee man, hy hou vas jou terug. Jy's bang, ek gaan net die vriende kring en skop. Man, moenie worry nie. Die Here is jou vriend. Jy! Britsie man, Britsie. Die Here is jou vriend. Hey! Gooi hom. Jy's bang, jy word weggestoot. Nie uit hom. Die Here is met jou. Jy sit. Jy's bekommerd. Wie gaan van my skinder? Laat hulle van jou skinder. Moenie worry nie. Vanaand wil die Here iemand draai. Hy wil vanaand vir hom op die draaibank sit. Laat sy lewe kan change. Kom vanaand en kom hoor wat wil die Here in jou lewe doen. As 'n oogwink. Draaibank op Sandra. Hey. Dat is 'n oogwink wanneer die dood invaar. Dan is dit te laat. Ewig te laat. Kom hoor vanaand wat het manne wat ook moordenaars was, ex-moordenaars, hoe die Here hulle se lewe gechange. Drug addicts. Mense wat gewerp is. Kom hoor vanaand, wat kan die Here doen? As die Here kan vir ons dit doen, hy kan dit vir jou ook doen. Kom, luister. En dan staan jy eers terug. Amen. Amen. Kom aan. Amen. Skoon gesag vir Jesus. Skoon gesag vir Jesus. Ek sê skoon gesag vir Jesus. Nou my begroeting is vanmôre in die wonderlike naam van Koning Jesus. Halleluja. Ons is terug, ons is op ons pos. Halleluja. Jong mense, waar is julle?
Die Bybel sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En dit is alleenig om Jesus te volg, om sy werk te kan doen, halleluja. So staan vanmôre op, skud jou af vanmôre, trek die ou skoene uit wat jy aan het vanmôre, laat Jesus vanmôre vir jou 'n nuwe kleed sal kom aantrek. Mag die Here julle seën. Kom op, Ouwelyn, kom op, moenie hierdie tyd mis nie, halleluja. Jy gaan rekenskap gee, jy het gehoor vanmôre, jy het gister gehoor, dat Jesus soek jou. Amen. Hy wil jou hê, hy wil jou vorm man vanmôre. Kom op, kom kniel by die kruis, halleluja. Want dit is die kruis wat jou sal vrymaak vanmôre. Dit is net die kruis, halleluja. Hoeveel keer moet ons nog vir Jesus kruisig gaan? Hoeveel keer? Deur ons te doen en late vanmôre. Kom na die Here, soek hom terwyl hy te vinde is. Jong mense kom, groot mense, nie net jong mense nie. Laat Jesus die antwoord vanmôre is in elkeen van julle se lewens. I must have prayed 1,000 times for my fears to be relieved. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sending wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sending te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Sy verkoop haar sitkamerstel en gaan dokter toe. Hulle het hierdie ander keer, dit werk nie. Sy verkoop haar kombuiskas. Mense, kyk 'n bietjie die saak mooi. Hierdie vrou raak net erger. Dan het sy hoop op nog 'n dokter en dit werk jy 12 jaar lank. Hoe oud is jy nou? 19. Trek 12 af. Moenie hardop sê nie want ons maak mistakes. 7 jaar, nee. Hoor die 12 jaar, hierdie vrou is down. Sy wil nie meer lewe nie. En hoor wat gebeur. Daar's 'n naam. Come on. Daar's 'n naam. Julle moet ophou daai naam net wil gebruik as jy hom nodig het. Jy moet daai naam gebruik as jy wakker raak. Jy moet daai naam gebruik as dit ook tyd is dat jy 'n verjaarsdagpartytjie hou. Moet daai naam ook daar wees. Hy wil nie in 'n hoekie gaan staan nie. Maar hoor hierso. Van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Hoor gemooi, is baie van ons daai attitude kry. As ek net kan in my binnekamer uitroep na hom, sal ek gesond word. Hoor 'n bietjie, sy kom en daar's 'n skare. Baie van ons sien 'n skare. Dat draai ons om, gaan ons huis toe. Baie van ons, dis nou 7 uur, ek is die Lysius lang naweek, ek wil nie kerk toe kom nie. Daar's 'n skare, ons gaan huis toe. Verskoning op verskoning. Jy moes al lankal deurbraak gekry het op jou drank, jou rook. Jy moet deurbraak gekry het op jou finansiële stand.
Maar jy sit uit verskonings, jy sien die skare. O, daar's mense nou by Jesus. Ek sal ander dag met hom praat. Ek gaan nou eers wag. Hy moet net so bietjie op sy staan, want ek wil nog 'n doppie drink. Ek sal ander dag na God toe kom. En so gaan die tyd verby. In die begrafplaas lê baie mense wat wou nog bekeer het. Maar die skare, en nou is dit te laat, vir ewig te laat. Ek wil vir julle sê, die hel is nie 'n grap nie. Vanoggend het 'n mannetjie daar, en ek weet nou nie of hy hier is nie, het hy daar baie lasterlik oor Jesus gesê. Laat ek moes vir hom sê, jong, ek gaan jou nou regtig pak gee, en dan gaan ek vir jou bid. Want jy beledig my God, en dinge het so mooi gechange. Hulle was kliphard met die musiek, ek het gesê, hulle was eerste, so ons wag. Hulle is ons Christene, hulle het eerste gespeel. En ons bid die Here toe sê, wanneer hulle die musiek stop, dan weet ons u die gebied vir ons gegee. Getuig, broer! En na so 'n tydjie, daai man wat so liederlik was, sê, ons sit af, julle kan aansit. Getuig! Wat beteken dit? Wat beteken dit? Die gebied is vir julle gegee. God het dit gewys, hierdie gebied is vir julle gegee. Maar nou moet ons hom inneem. Daar moet gaan bid word op die punte. Daar moet Christene rondloop. Daar moet kaartjies uitgegee word. Daar moet iets gebeur. 'n Mens wag nie net vir mense nie. Jy gedaal hulle. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog. En sy het haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgaan, draai hy hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? Daar is baie mense, hulle druk teen hom. Hy sê, wie het hom aangeraak? Hoorie. En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rondom hom, en sien wie dit gedoen het. Die vrou was gevrees, maar oké, hoor gou mooi, dit gebeur nog vandag. Jesus loop so in die hemel en sê, daar het nou iemand gebid. Dan sê die engele, Jesus, maar klom bid, dit is Sondagmôre, baie kerke bid, en sê, iemand het nou gebid. Daai dag het baie hom aangeraak, en teen hom skouer geskuur, en hy sê, ek is nou aangeraak. Want dit gaan oor die hart. Dit gaan oor die hart. As jy aan Jesus vat, en jou hart is geconnect, dan weet hy, iemand raak hom aan. Jesus is moeg vir resitasies, gediggies, by die tafelgebed. Hy luister nie met alle respek. Maar partykeer staan hy stil en sê, nou het iemand gebid. Dan sê die engele net soos die disippels, maar Here, almal bid. Sê, nou het iemand gebid. Ek wil vir julle sê, gebed is 'n baie belangrike saak. Om nie elke oggend, ek toer saam met 'n pastoor, en daardie jare 36 jaar in die bediening is, ek was 20 jaar dink ek in die bediening toe, maar hierdie man as hy op 'n verhoog kom, dan gaan dit vir 'n uur, hy quoteer die skrifte so, gaan saam met hom Zimbabwe toe, of hy saam met my, 2 uur in die oggend staan hy op, en dan quoteer hy selfde preek, skrifte, so, en ek luister die 3de oggend, want ek sien dat hierdie ou krepeer, ek sien dat hierdie ou, hy's 'n mooi man, maar daar is nie baie vrug nie. Ek sê, pastoor, ek hoor dat dit wat jy gepreek het en die 3 dae nou al gebid het, is presies dieselfde. Hy sê, ek doen dit al 36 jaar. Elke oggend 2 uur. Sê, daar is die fout. Die Here luister eers meer nie. Jy het en dit klink baie kragtig, maar dit is niks seggend. Mense, weet jy wat? Gaan net, ek is nou in 'n stadium in my lewe. Kyk, ek is ook AGS. Ek is ook Pinkster. Ek is ook charismaties.
Ek like om weg te trek en in tale te bid in my binnekamer. Ek like om te raas, maar ek is nou in 'n tyd, en jy moet dit steeds doen, hoor? In 'n tyd wat ek gaan stil sit meer nou. Dit lyk amper ek is lei. Ek sit stil en luister ek, en dan praat ek en ek vat 'n boek en 'n pen, en ek skryf goed, en ek vra goed. Ek vra nie klomp materiële dinge nie, ek sê net dankie. Ek is eerlik, dis min wat ek hoef te vra. Voor ek vra, dat is dit daar. Mense, ek wil weer sê, R317 trek ons weg, 14 mense, 'n lorry wat op 4.5 kilometer op 'n liter loop, 'n bussie wat op 8 kilometer op 'n liter loop, studente wat kan eet 2 nuwe bus, die bus self het eers 2 wiele gekry, en toe die trok 2 nuwe wiele gekry. Werk dit maar uit R317 uit. Net so trip kos gewoonlik 80.000 vir ons. Ons vra nie geld nie, en niemand hoef te gee nie. Ons vra regtig nie. Ek ry nie by 'n plek en sê hulle het nie gegee nie. Hoor gou mooi, ons wil die seëning wees. Maar hoor gou mooi, en agter in die vrag wat nou uit is nogal 'n groot vrag met regte mieliemeel, 'n paar R1000. Mense, weet jy, en ek het nog 'n plek daai kant wat moet ook versorg word. En ons trek taai altyd Desember maande, julle sal weet, pastoor. En weet jy wat? Ons was nog nie, waar kan ek nou sê, nog nie op, is die eerste plek. Voor Boksberg. Wat is daai plek se naam? Rodepoort. Toe trek ons rekening oor die R89.000. Dus al die betaal, die wiele is betaal. God laat 'n president uit Namibië uit van die Republikeinse party ons bel en sê ek betaal die 2 tyres. Want hy sê in Jesaja, ek sal die koning stuur om vir jou te sorg. Ja, ek deel met presidente. As jy bereid is om te gaan, gee God. As ek bly sit het in my sitkamer, het ek steeds vanaand die R317 gehad. Net minder, want my vrou sou wou op iets hê. Verstaan jy? Luister, in my boekhouers daar sê, maar ons het van daai geld nodig, ek sê use. En hulle maak hom skoon, tot by R7.000 weer. Nou net toe, kyk, toe staan ek alweer op 49.000. Wat wil ek vir jou sê? Hierdie God voorsien, as jy evangelisasie doen, voorsien God. God se hart is in Matteus 28 vers 19. God se hart is dat jy moet soek. How deep the Father's love